Maak julle Bybel so by Romeine hoofstuk 15. Ons kyk vanoggend net na die eerste 7 verse. Ek het oorspronklik beplan vir die hele gedeelte tot by hoofstuk 3 of vers 13, maar ek dink die tweede deel van daardie is iets wat 'n aparte saak is wat ek dink meer spesifiek apart moet aandag hê. Ek dink dit is in elk geval dit sou 'n bietjie van 'n moeilike ding wees, want dit sou beteken ek basies 2 temas vir vanoggend. So dis hoekom ek besluit het om dit so te deel. So Romeine hoofstuk 15 vers 1 tot 7. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie. En nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet sy naaste behaag, met die oog op wat goed is tot stigting. Want ook Christus het homself nie behaag nie. Maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad, het op my geval. Want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe. Sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus. Sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtelik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het tot heerlikheid van God. Sover ons geleesde gedeelte. Kom ons bid dat die Here vir ons sal help, dat ons ook sal begryp dit wat hy vir ons wil leer uit sy skrif. Kom ons bid. Here, dis belangrik dat ons u hulp nodig het, want hierdie is nie die woorde van mense nie. En tensy die Heilige Gees ons harte nuut maak, sal dit maar net vir ons woorde wees in 'n boek. 'n Boek wat vir ons dan stokoud sou wees en van min belang. Maar ons weet dat hierdie woorde is nie die woorde van Paulus nie, maar dis die woorde van die ewige lewe gegee deur God self. U het u woord uitgeadem. En dit vir ons tot lering. En daarom bid ek, Here, dat u vir ons sal help. Help ons deur die Gees dat ons sal begryp dit wat die Gees vir die gemeente wil sê, ook vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Romeine 14 vers 1 tot 15 vers 13 is alles een groot eenheid. Waarin Paulus besig is om te gesels oor nie fundamentele dinge wat deur sommige mense fundamenteel gemaak is ten koste van hulle broers. En dis waaroor hy gepraat het in Romeine 14 tot en 15. Hy praat van dat daar sommige gemeente, hier's 'n paar van die dinge wat hy noem. Daar sommige mense in die gemeente wat nie vleis eet nie. En die rede hoekom hulle nie vleis eet nie is omdat hulle nie weet as hulle by die slaghuis kom of daai vleis aan afgode geoffer is nie. So dis nie omdat hulle vegans is nie, dis omdat hulle 'n geloofsbeswaar het teen die eet van vleis. En so daar's aan die een kant hierdie ouens, en dan aan die ander kant is daar die wat, soos Paulus, hy sluit homself in daar by vers 1, wat eet sonder om te vra, wanneer hulle by die slaghuis kom, want hulle weet dat die Here het alles rein verklaar. In die gemeente is daar die wat die Joodse feesdae onderhou, en dan is daar ander, soos Paulus homself, wat 'n Jood was, en die heidene natuurlik ook, wat nie die feesdae onderhou nie, want hulle gebruik hulle Christelike Vrydae. En so is daar sommige in die gemeente wat nie drink nie alkohol gebruik nie wyn gebruik nie, en weer eens die rede is, want die gebruik van wyn was betrokke by afgodediens. By afgodediens is wyn gebruik, en so daar's die rede, en dan is daar aan die ander kant in die gemeente wat vrylik drank gebruik, terwyl hulle weet dat dronkenskap deur die Bybel verbied word, is die gebruik van drank nie misverbied in die skrif nie, en hulle gebruik daarom dit met vryheid. En so aan die een kant in die gemeente is daar die wat sê,
as daar enigiemand hier is wat vleis eet, as daar enigiemand hier is wat drank drink, as daar enigiemand hier is wat nie die Joodse feesdae onderhou nie, jy sondig. En aan die ander kant is daar die wat aandring op hulle Christelike vryheid en dit so ernstig opneem dat hulle nie omgee dat hulle besig is met 'n broer te laat struikel en val. En so dis die situasie in die kerk wat Paulus hier aanspreek. En hier is die oplossing wat Paulus vir ons gegee het. 2 weke gelede, Romeine 14 vers 1 tot 13, neem jou broer in ag. En moenie jou broer veroordeel of hom verag nie, in steede wees bereid om jou vryheid op te gee, terwille van jou broer se saligheid, terwille van jou broer se geestelike gesondheid. En laasweek, Romeine 14 vers 13 tot 23, laat broederlike liefde die ding wees wat jou lei in die manier hoe jy jou vryheid toepas, sodat jy nie 'n struikelblok of 'n hindernis sal wees vir jou broer nie. Neem jou broederlike verantwoordelikheid in ag. Wat is my verantwoordelikheid teenoor my broer wanneer ek my Christelike vryheid toepas? So moet dit nie net doen terwille van dit doen nie. Dink, gaan ek nie dalk 'n struikeling vir my broer wees voordat ek dit gebruik nie? Nou, dit is belangrik, soos ek sê, om daai 2 preke, as jy dit nie geluister of nie hier was nie, ek sou voorstel, jy moet dit gaan luister, ek gaan nie herhaal alles wat ek gesê het nie. En dit is nodig vir ons om te begryp dit wat ons, om te kom by dit wat ons vanoggend dan hanteer. Wat vereis ons teks vanoggend van ons? Vergewe my vir die spelfout op die prentjie daar, maar terwille van Christus gelykvormigheid moet ons medebroer se swakheid dra. Dis die verwagting. So die verwagting is Christus gelykvormige verdraagsaamheid. En so die oproep is om Christus na te volg in 'n God verheerlikende broederliefde. Nou dis 'n mondvol, maar kom ons probeer verstaan wat ek daarmee bedoel. Die eerste ding wat ons moet sien in ons teks is daar's 'n vereiste. Vers 1 en 2. Luister wat sê vers 1, né? Vers 1 begin deur om te sê: en op ons, Paulus sluit homself in, wat sterk is, rus die verpligting. Die verpligting. So miskien is jou broer swak. En miskien is sy siening verkeerd. Maar as dit 'n nie fundamentele saak is, dan vermaan Paulus ons dat ons die geestelike voordeel van ons broer in ag moet neem. En dit belangriker moet ag as ons vryheid. Ons moet ons broer se geestelike voordeel, sy geestelike groei, bo ons Christelike vryheid plaas. En hoekom moet ons dit doen? Ons moet dit doen, want Romeine 14 vers 3 het ons 2 weke gelede gesien, want God het hom aangeneem. Want het ons gesien laasweek, Romeine 14 vers 15, Christus het vir hom gesterf. So dis hoekom ek my sy geestelike voordeel bo my Christelike vryheid moet plaas. Dis hoekom ek hom in ag moet neem en sy swakheid in ag moet neem voordat ek my Christelike vryheid sommer net gaan doen. Jy staan onder 'n verpligting, sê vers 1. Jy moet sy swakheid dra. Dis nie iets wat jy 'n keuse in het hierdie nie. Hierdie is die woord van God wat sê ek verwag dit van jou. Dis hoe jy moet optree. Galasiërs hoofstuk 6 en vers 2 vermaan ons, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Met ander woorde, as jy as 'n gelowige as jy Christus wil dien in jou optrede teenoor jou medegelowige, is die verwagting dat jy sy laste sal dra, dat jy sy swakhede sal vat. En as ek dit so kan stel, dat jy sy laste sal vat, sy swakheid sal vat en maak asof dit jou eie is. Want die teenoorgestelde daarvan om jou broer se swakhede te dra, sien ons daar in vers 1b, die teenoorgestelde daarvan om jou broer se swakhede te dra is om onsself te behaag. Né? Met ander woorde,
om jou eie Christelike vryheid hoër te plaas as jou broer se swakheid. Dis wat dit is. Sy geestelike gesondheid te minag terwille daarvan om my eie sin te kry, om my eie wil te doen, om my Christelike vryheid toe te pas, maak nie saak wat dit doen. En so om jou broer, om nie jou swakker broer se laste te dra, of sy swakhede te dra nie, is selfsugtigheid, sê Paulus. En so die verpligting is, dra jou broer se swakheid, moenie selfsugtig wees. Nou, dit is belangrik dat ons hier reg sal verstaan. Dit beteken nie ek moet alles doen wat my broer wil hê ek moet doen. Beteken nie ek moet maar net ja en amen sê op alles wat hulle sê sodat ek die vrede kan bewaar. Dis nie wat die teks sê. Kan ek dit so stel en ek wil hê ons moet dit nou mooi verstaan. Paulus het geen besorgdheid oor die gevoelens van jou medebroer nie. Dis nie wat hom dryf nie. Hy gee nie om hoe hy voel nie. Dit gaan nie oor sy emosies en of hy nou hartseer gaan wees want jy dit of dat gedoen. Dis nie waaroor Paulus besorgd is nie. Waaroor Paulus besorgd is oor sy geestelike gesondheid. Hy wil nie hê daar moet geestelike skade wees as gevolg van dit wat jy gedoen het. En soos hy in vers 2 sê, hy sê ja, vers 2, Paulus sê wel, elkeen moet sy naaste behaag, maar daar's 'n rede, wys hy vir ons in vers 2. Daar's 'n rede hoekom jy jou naaste moet behaag, en dis die tweede deel van die vers. Met die oog op wat goed is tot stigting. Wat goed is tot stigting. Sodra jou naaste se swakheid, behaag jou naaste solank as wat dit is tot goed, tot stigting. Moenie net voor die voet alles doen wat hy van jou vra, of elke ding wat hy voorsê ja en amen sê nie. Vra vir jouself, is dit tot sy geestelike stigting? Dis wat ek soek. Dis wat my wil, dis wat ek wil najaag. Hoekom is dit belangrik? Kom ek vertel gou vir julle hoekom is dit belangrik. Galasiërs 1 vers 10. Paulus sê 'n baie belangrike ding daar wat ons gaan help om hierdie ding te verstaan. Onthou nou wat is die woord wat hy daar in vers 2 gebruik, om jou naaste te behaag. Nou luister wat sê hy in 1 Galasiërs hoofstuk 1 vers 10. Paulus vra die vraag, soek ek dan nou die guns van mense? Of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sal ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Dit klink asof dit presies die teenoorgestelde sê as wat ons vers sê, is dit nie? Maar wat Paulus vir ons wil wys is, daar is 'n sin waarin ek, deur om my naaste te behaag, nie die guns van God het nie. Daar is 'n sin waarin ek, deur om my naaste te behaag, nie 'n diensknegt van Christus is nie. En wanneer is dit? Hier's die tye wanneer dit is. Wanneer my begeerte is om mense se guns te wen, deur dit wat ek vir hulle doen. Wanneer my begeerte is, ek wil mense behaag, dan is dit die probleem. Wanneer dit vir my gaan oor mense, eerder as oor die eer van God, dan is ek besig om nie God te behaag nie. Dan is ek besig om nie Christus te dien. En Paulus soek bo alle dinge, soek hy dit wat God se guns is. Hy begeer om 'n diensknegt van Christus te wees. En dit beteken ek kan nie alles doen wat my naaste wil hê nie. Maar tog sê Paulus hier in ons vers, en nou moet ons die vraag vra, hoekom sê hy dan in 1 Galasiërs 1 vers 10, sê hy, ek doen nie wat mense behaag nie, en nou kom hy in vers 2 en sê, julle moet doen wat julle naaste behaag. Wat is die rede? Want hier's die ding. Die gedagte wat Paulus het, as hy sê, behaag jou naaste, die dinge wat jy moet doen om hom te behaag, is dinge wat God behaag. Die dinge wat hy wil hê, jy moet hom mee behaag, is dinge wat in diens is van Christus.
En dis presies wat Paulus bedoel, want Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 33 nog iets oor behaag, né? Luister wat sê hy daar, hy sê, net soos ek in alles almal behaag, en nie my eie voordeel soek nie, maar die voordeel van baie soek, sodat hulle gered sal word. Sien julle waartoe is Paulus op pad hiermee? Hy sê, ek sal doen wat my naaste behaag, as dit is tot hulle redding. Tot sy redding en tot die redding van ander. Met ander woorde, dit beteken nie, ek gaan absoluut enigiets vir hulle doen nie. Dis hoekom Galasiërs 1 vers 10 daar is, om vir ons te sê, dit beteken nie, ek moet alles doen wat my naaste van my vra nie. Maar, 1 Korintiërs 10 vers 33 en ons teks, ek sal my naaste behaag in dit wat goed is tot stigting, tot sy geestelike stigting, en tot die geestelike stigting van die gemeente. As dit wat my broer van my behaag, dit wat hy van my vra, tot geestelike stigting is, dan sal ek dit doen, maar as dit nie tot sy geestelike stigting is nie, so sal ek dit nie doen. As dit hom geestelik gaan skade aandoen, as dit geestelik tot sy nadeel gaan wees, of die nadeel van ander, dan doen ek dit nie, maar as dit broederskap bevorder, sonder om enige geestelike skade te doen, dan is dit 'n saak van hier of daar. So wanneer dit kom by die eet van vleis, gaan dit om geestelike skade aandoen? Wel, as ek vleis eet, kan dit om geestelike skade aandoen, as ek reg. Want hy mag verlei word om self vleis te eet. Dan moet ek nie vleis eet nie, al is dit my begeerte. So die vraag is, bevorder dit broederskap? Jy gaan dit geestelike skade doen, dan doen dit. Andersins doen dit nie. Die vraag in vers 2 is, elkeen van ons moet ons naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Dit gaan uiteindelik oor wat is vir die geestelike beste van daai persoon. Elkeen van ons, of ons nou swak of sterk is, het 'n verantwoordelikheid, is dit nie? Elkeen van ons. Jy nou goed sterk is in jou geloof, of jy nou swak is in jou geloof, waar jy jouself ook al op daai skaal plaas, jy het 'n verantwoordelikheid om dit na te jaag wat tot geestelike stigting is dit nie? Is dit nie so nie? In alles wat jy doen. Wat is dit wat vir my tot geestelike voordeel gaan wees? Wat is dit wat vir my tot geestelike seën gaan wees? Wat my geestelike lewe sal bevorder? Dis die dinge wat ons in elke dag se lewe en alles wat ons doen moet najaag. En so as my broer wat swak is in die versoeking kom om te sondig as gevolg van my dade, dan weet ek mos wat die regte ding om te doen. Terwille van sy geestelike stigting, moet ek nie my broer laat struikel nie en moet ek weder my geestelike vryheid weerhou as om dit toe te pas. My begeerte is sy heiligmaking. My begeerte is dit wat die kerk sal stig in heiligmaking. En as dit die heiligmaking van my medegelowige of die gemeente nie stig nie, dan het ek nie reg om hom te behaag in dit wat hy van my vra. Dra my broers se swakheid asof dit my eie is. En dit vra dat ek in alles wat ek doen sal soek na dit wat geestelik stigtend is. Vir hom en vir my. En wat bedoel Paulus met wanneer hy sê, dra sy swakheid? Dit vra dat ek moet myself in sy skoene plaas en sê, as ek met daai ding geworstel het, hoe sou ek wou gehad het my medegelowig moet optree? Dis hoe ek sê, die bedoeling is, vat hy swakheid en maak dit asof jou eie is. Dra sy swakheid, behaag hom solank dit nooit ten koste is van geestelike groei. Dis 'n vereiste, broer en suster. Onthou wat het ek gesê reg nie, want hierdie is nie 'n nice idee nie. Dis nie maar net dat Paulus dink dit sal goed wees as ons dit doen. Die woord van God vereis
dat ons naaste se swakhede sal dra. En hier is die motivering, ons tweede punt dan. Wat is die rede, hoekom moet ek dit doen? Wat is die ding wat my motiveer? Wat motiveer my? Wat is die motivering wat ons het om ons naaste se swakhede te dra? Vers 3 tot 5. Die motivering. Waarom moet ek my naaste se swakheid dra asof dit my eie is? Waarom moet ek nie aandring op my Christelike vryheid ten koste van my broer nie? Waarom moet ek die Christelike of die geestelike goed van my medegelowige in ag neem in alles wat ek doen? Hier is die rede, vers 3. Want ook Christus het homself nie behaag nie. Jesus Christus is die voorbeeld by uitstek van een wat homself opgeoffer het. Vir die geestelike voordeel van ander is dit nie. Onthou die woorde van Filippense 2 vers 6 tot 8 en toe ek die preekvoorbereiding doen, toe dit my net weer eens so diep geslaan. Hierdie is sulke uitsonderlike woorde. En dat die Here vir ons sal help dat ons hierdie woorde in ons hart sal ronddra. Wat sê Filippense 2 vers 6 tot 8? Hy wat in die gestalte van God was, het dit nie roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word. En in die gedaante van 'n mens gevind, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood aan 'n kruis. So hier is my vraag, het Christus homself behaag? Verseker nie. Het Christus die swakhede van sy naaste gedra? Natuurlik het. En so Paulus sê, dis die ding wat my motiveer, dit is die ding wat my en jou moet motiveer, om die swakhede van my naaste te dra, om te doen wat hom sal behaag, as dit tot sy geestelike stigting is. Want ek en jy het die verantwoordelikheid as Christene, om te groei in Christus gelykvormigheid. Ons moet meer en meer word soos hy. Dis die vraag van Efesiërs 5 vers 1 en 2 is dit nie. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het, as 'n gawe en 'n offer aan God, tot 'n lieflike gee. So Christus verwag nie van my en jou, om enigiets anders te doen, as wat hy self gedoen het. Hy was die voorbeeld by uitstek, en sê vir ons, wees my navolgers. Wees my navolgers. In ons broederlike liefde, wees navolgers van Jesus Christus. Maar daarom moet ons verstaan, wat beteken dit om 'n navolger van Christus te wees in die konteks van dit waaroor ons hier praat? Wat beteken dit? Wat beteken Christus gelykvormigheid in die konteks van die laste van, of die swakhede van my naaste te dra? Wat beteken dit in die konteks om te doen wat hom behaag vir sy stigting? Nou wat sê vers 3? Vers 3 sê, Christus is homself nie behaag nie. Maar wat sê vers 4, vers 3b? Want dit is wat vers 4a kwalifiseer. So vers 3a word gekwalifiseer deur vers 3b. Christus het homself nie behaag nie, hoekom nie? Want die smaadhede van die wat u smaad, het op my geval. En nou mag jy vir my sê, Leon, waarvan praat jy? Wat bedoel Paulus hier? En ek sal erken, dis nie onmiddellik duidelik wat Paulus hier bedoel wanneer hy dit sê. Maar daardie woorde in vers 3b is 'n aanhaling uit Psalm 96 en vers 9. Dis 'n messiaanse psalm, die hele psalm gaan lees dit. Dis 'n uitsonderlike psalm, jy moet dit moeite doen om te gaan lees.
Maar reg deur die hele Nuwe Testament word daai Psalm oral aangehaal met 'n messiaanse betekenis. Beteken dat daardie Psalm is deur die hele kerkgeskiedenis gesien as verwysing na Jesus Christus. En so wanneer dit dan sê die smaadhede van u wat u smaad het op my geval, wie se smaadhede het op Christus geval? Die smaadhede van die wat u smaad het op my geval. Die smaadhede van God het op Christus geval. Jesus het mense behaag nie ter wille van mense se begeertes of mense se belange nie. Hy het mense behaag want dit het God geëer. Dit het vir hom gegaan oor die eer van God. So ja, jy mag jou naaste behaag met hierdie voorwaarde dat dit wat jy vir jou naaste doen om hom te behaag is tot eer van God. Weer eens kom terug by die voorstel van dit wat by die NG Kerk aan die gebeur is. Dit behaag nie God nie. En dis nie 'n manier om jou naaste te behaag nie. As die swakheid van my broer nie tot sy geestelike voordeel is nie, dra dit nie. As dit nie ek mag my naaste behaag, slegs as dit tot sy geestelike stigting is. As dit nie tot sy geestelike stigting is, moet hom nie behaag nie. Want hier's die rede. Ons kan nie ter wille van nie fundamentele kwessies in die gemeente. Ons kan nie ter wille van nie fundamentele kwessies in die gemeente dit opgee wat fundamenteel is nie. En wat is fundamenteel? Wat fundamenteel is dat ons alles sal doen vir die eer van God. Ek kan nie toegee op dinge wat nie fundamenteel is, as dit nie tot voordeel van God se eer is nie. Dis wat Paulus sê. Ek kan nie opgee vir my broer, terwille daarvan om die vrede te behou, as dit wat hy van my verwag, nie tot eer van God is nie. As dit God nie eer nie, doen dit nie. Die smaadheid wat op God geval het Christus gedra. Nou hierdie aanhaling uit Psalm 69 as 'n Christologiese Psalm help Paulus nou gebied nou vir hom geleentheid om ons bietjie meer te leer oor die gebruik van die Bybel, spesifiek die Ou Testament in sy konteks, maar ek dink dis van toepassing op die hele skrif vir ons nou. Die Ou Testament is nie onbelangrik nie. Jesus self, nee. Lukas hoofstuk 24 vers 27. Johannes 5 vers 29. Jesus het begin by Moses en al die profete en vir sy disippels uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom van betrekking is. Wat leer dit ons? Dit leer ons dat die hele Bybel, al 66 boeke is ewe belangrik. Maar dat ons al 66 boeke nooit as Christene kan lees sonder 'n Christologiese perspektief. Dat ons in alles moet soek, wat leer dit my van Christus? Wat is die verwagting in die lig van dit wat ek lees as gevolg van Christus? Die Ou Testament is nie onbelangrik nie. Ek weet daar is sommige mense wat dit nie lees nie. Dis nie onbelangrik nie, want Paulus sê alles wat tevore geskryf is. En as Paulus sê alles wat tevore geskryf is, en hy skryf in die eerste eeu, dan bedoel hy die Ou Testament. Hy sê alles wat geskryf is geskryf tot ons lering. Vir ons. Sodat ons daaruit sal leer. So elke deel daarvan is belangrik, selfs die morele wet. Die morele wet wat vervul is in Christus. Hoekom is die morele wet belangrik? Kom ek vertel vir jou wat leer die morele wet ons meer as enigiets anders. Die morele wet sê vir ons, kyk hoe heilig is God. Kyk hoe groot is God, dat ek selfs in hierdie klein dingetjies nodig het om hom in ag te neem in alles wat ek doen.
wys ons op God se heiligheid. Dit wys ons op hoe ernstig ons geloof moet vat, dat dit elke aspek van ons lewe moet raak. En ons veel ander dinge wat ons kan leer, selfs uit die morele wet wat vervul is in Christus. Dit is nog iets om ons te leer. Want selfs al moet ons alles Christologies lees, ja, moet ons nie vergeet nie dat Jesus self het sy disippels en het die mense geleer uit die wet. Matteus 23 vers 23, hy het hulle geleer uit die wet. En vir ons die voorbeeld gestel dat die wet nog lerend is. Wil ek by sê, 2 Timoteus 3 vers 15 wys daarop dat die Ou Testament is in staat om iemand te verlos, dat iemand tot geloof kan kom deur die Ou Testament, want sê dit dat die Heilige Skrifte is gegee om wys te maak tot saligheid deur geloof in Jesus Christus. Dis wat Paulus aan Timoteus sê. Broer en suster, die woord van God kan nie gebreek word nie. Jesus sê dit nie. Dis nie ek wat dit sê nie. Jesus sê dit in Johannes 10 vers 35. Die woord van God kan nie gebreek word nie en dit staan vas. Dis tot lering, dis tot waarskuwing, dit is tot voorbeelde vir alle gelowiges tot wanneer? 1 Korintiërs 10 vers 11 sê, dit is tot lering, tot waarskuwing, tot voorbeeld, tot aan die eindes van die tye. Die woord van God bly staan. Nie soos daardie ou vir my die ander dag gesê het, hy dink nie die huwelik is meer toepaslik vir ons dag. Wel die woord van God sê anders. En die woord van God is nog tot lering. Die woord van God is nog dit wat ons waarsku. Nog dit wat ons lei en wat is die weg van geregtigheid. En so moenie verag die woord van God nie, geen deel daarvan verag nie. Want soos 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê, die hele skrif is deur God ingegee. Eintlik is die Hebreëus soveel, die Grieks soveel mooier, is deur God uitgeasem. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing en onderwysing in die geregtigheid, sodat, hier is die rede hoekom dit behulpsaam is in al daai dinge, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk toegerus. Jy het niks meer nodig as die skrif nie. En die hele skrif bly staan. Maar goed, dis nou baie te sê, 'n mond vol om te sê, nou vra jy die vraag, wat het dit te doen met ons tweede punt, met die motivering, maar die motivering is, die ding wat my moet motiveer om my broer lief te hê, is Christus gelykvormigheid, is dit nie? So wat het hierdie hele ding oor die skrif wat ek nou gesê het te doen met Christus? Hier is dit wat dit met Christus te doen het. Christus het gekom om die wil van sy Vader te doen, om die skrifte te vervul. In sy diens aan homself, vers 3a, het hy nie homself behaag nie. Hy het God behaag. En hoe het hy God behaag? Deur om gehoorsaam te wees aan God se woord. As dit wat ek doen om my naaste te behaag, teen dit gaan wat die skrif leer, dan eer ek God nie. Dan is ek nie 'n diensknegt van Christus nie. En het ek geen reg om dit te doen nie. Die skrif moet my leer en lei, want dis die wil van God. Dis wat dit is om 'n diensknegt van Christus te wees, is om te wees soos hy, wat geleef het in gehoorsaamheid aan sy Vader. Maar wie se Bybel is dit? Wie se skrif is dit? Die Bybel, wie se woord is dit? Dis God se woord, en dis hoekom in vers 5 dan, let op wat gebeur tussen vers 4 en 5, nee? Lankmoedigheid, of lydsaamheid en bemoediging. Dis in albei daardie verse sigbaar, nee? Vers 4, alles geskrywe, tot lering,
is tevore tot julle lering, tot ons lering geskryf, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van lydsaamheid en bemoediging, sien julle, die skrifte is, dat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê, mag die God van lydsaamheid en bemoediging. Kan julle sien wat gebeur hier? Die woord van God is God se woord. Die Bybel is God se woord. En hoe gaan hy ons leer hoe om lydsaam te wees? Hoe gaan hy ons leer om lydsaam te wees, om bemoedigend te wees teenoor ons medegelowige? Hy gaan ons leer deur sy woord. Dis waar hy ons gaan leer. In die skrif gaan hy vir ons wys, hoe moet ek en jy optree teenoor ons medegelowiges, sodat dit wat ons vir hulle doen, God sal eer. Dat dit wat ons vir hulle doen, tot diens sal wees van Christus. Die skrif moet ons leer wat is wat ons mag doen en wat ons nie mag doen nie. Homoseksuele manne in die kansel toelaat is nie deel van God se wil nie. Dis wat vers 5 sê, en dis toevallig ook wat 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 5 sê. Christus, hy het gekom om te doen wat die wil van sy Vader is. Dis wat Johannes 6 vers 38 ons sê. En daarom is die oproep dan nou, as hulle wat Christus navolg, dat ons, as ons naaste wil dien, dat ons sal soek, wat is dit wat God verheerlik? Wat is dit wat sy woord ons leer? Die vraag is, wees lydsaam, wees bemoedigend teenoor jou naaste, met hierdie doel. Die vraag is dat ons sal streef tot eensgesindheid, maar dit kom nooit ten koste van God se wil. Kom nooit ten koste van Christus se diensbaarheid aan Christus. En dit vra dat dieselfde gesindheid, broer en suster, dieselfde gesindheid wat daar aan Christus is, moet in my en jou wees. Dis Filippense 2 vers 5, is dit nie? En net wat hulle sê, Filippense 2 vers 5 sê, dat ons moet dieselfde gesindheid hê as wat Christus is. En dan sê hy in vers 2, dit vra, onder andere, Filippense 2 vers 2, vra dit, dat ons moet eensgesind wees. Mag gaan lees die konteks. Ons moet eensgesind wees, met die geselfde gesindheid as Christus hê. En die fokus daar is duidelik, dat dit is alles in dinge wat tot geestelike stigting van mekaar is. Dis alles dinge wat tot eer van God strek. Broer en suster, ja, ons het 'n verantwoordelikheid om in Christus gelykvormig te wees. En ons het nodig om teenoor in Christus gelykvormig te wees in die manier hoe ons teenoor mekaar optree. Maar dit beteken nie ek kan vir jou doen net wat jy wil hê nie. Dit kan nie sê ons kan sonde goedkeur. Want dit moet altyd wees soos wat dit vir Christus was. Dit gaan nie vir my oor jou en my. Dit gaan oor die lyding wat God moes gedra het. Dit gaan oor die eer van die Vader. Wat is dit wat God behaag? Dis die dinge wat ek moet najag. Bring my ons laaste punt, die doel. Hoekom? So ons nou gesien die vereiste is, jy moet jou naaste se swakhede dra. Ons het gesien die motivering is Christus gelykvormigheid, omdat Christus sy naaste behaag het, daarom moet ons naaste behaag, en op dieselfde manier, maar hier is die doel. Wat is die doel daarvan? Vers 6 en 7, die doel van alles is, wat is die doel van alle dinge nie, wat ons doen as gelowiges? Ons begeerte is om God te verheerlik in alles wat ons doen, is ek reg? Vers 6 sê, behaag jou broer, deur dit wat tot sy geestelike voordeel is. Ek maak nou 'n opsomming van die hele gedeelte. En moenie selfsugtig wees en aandring op jou eie vryheid ten koste van hom nie, sodat daar eensgesindheid sal wees in die gehoorsaamheid wat ons het aan Christus met hierdie doel. Hier is die doel.
vers 6, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus eendragtelik uit een mond sal kan verheerlik. Dit gaan oor die verheerliking van God, dit gaan oor God se eer. Dit gaan daaroor om God as tot waarde te ag. Dit gaan daaroor om God te dien in alles wat ons doen, dat sy eer kom eerste, vers 6, uit een mond hom kan verheerlik, vers 7, dat ons dit sal doen tot verheerliking van God, tot heerlikheid van God. En so wat ek wil hê ons moet verstaan, broer en suster, hier is die ding wat fundamenteel is tot die Christelike geloof. Wat fundamenteel is tot die Christelike geloof is die verheerliking van God in alles wat ons doen. Dit is ons taak as gelowiges. Ons talle tekste in die Bybel wat praat dat God vereis sy verheerliking, nee, een van die tekste wat dit vereis is waar God self in Psalm 133 vers 3 sê, ek gebied die seën. Wat beteken dit? Net om het terug te sit in Afrikaans wat ons verstaan. I demand that you honor me. Ek dring daarop aan dat julle my sal eer. Is dit nie wat Jesus gedoen het nie? Het Jesus nie gekom om te sê, ek het gekom om dit te doen wat die wil van die Vader is, in alles het ek God verheerlik. Hy sê dit in Johannes 17 vers 4. En so as Jesus kom en hy vra van ons, dat ons naaste sal lief hê, as God kom in sy woord en van ons vra, dat ons naaste moet behaag in dit wat God verheerlik, dan vra hy nie van ons enigiets wat hy nie self gedoen het nie. Hy kom en die vraag aan ons wat sy erfdeel, as sy erfdeel verlos het, Efesiërs 1 vers 14, dat ons alles wat ons doen sal doen tot lof van sy heerlikheid. En die enigste manier hoe ons alles kan doen tot die lof van sy heerlikheid, vers 7, wat sê dit? Die enigste manier hoe ons kan doen alles tot lof van sy heerlikheid, is deur om Christus gelykvormig te wees in alles wat ons doen. En dit vra, vers 7, dat ons mekaar sal aanneem. Dat ek my broer se laste sal dra. Neem mekaar aan, sê vers 7, nee? En as vers 7 sê ons moet mekaar aanneem, dan sê dit presies dieselfde as wat vers 1 sê, as dit sê ons moet mekaar se swakhede dra. As vers 7 sê, neem mekaar aan, dan sê dit presies dieselfde as wat hy in vers 2 sê, dat ons moet mekaar behaag tot mekaar se geestelike stigting. Paulus sê ons moet mekaar aanneem, dan sê hy niks anders as dat ons die voorbeeld van Christus sal navolg, vers 3. Vra niks anders dat ons sal doen, dit wat die verwagting van die skrif is, vers 4. Hy vra niks van ons anders dat ons die wil van God en die wil van Christus sal doen, in vers 5. Hy vra niks anders van ons dat ons eendragtigheid sal hê as gelowiges in ons verheerliking van God. Neem mekaar aan. Want dit vers 7 is tot verheerliking, tot heerlikheid van God. Broer en suster, ons het 'n verantwoordelikheid om God te verheerlik in alles wat ons doen. En die enigste manier hoe ons God kan verheerlik in alles wat ons doen, is om die voorbeeld te sien van hom en na te volg van hom wat God verheerlik het in alles wat hy doen. Ons het 'n verantwoordelikheid om Christus na te volg. En wat was Christus se optrede teenoor sy naaste? Nie om homself te behaag nie. Nie om homself te behaag nie. Maar om terwille van die geestelike stigting van ander, die wil van sy Vader te doen, om sodoende tot hulle seun te wees. Dis die vraag van my en jou. Die vraag van my en jou in ons optrede teenoor ons broer en suster is altyd, wat is tot geestelike stigting van hulle? En as dit 'n saak is waarin ek en jy van mekaar sukkel, doen dit wat terwille daarvan dat dit sy geestelike doel sal hê. As dit 'n broer vir laat struikel, as dit vir 'n broer 'n kwessie is waarin hy nie so sterk staan soos ek nie, het ek die verantwoordelikheid om op te gee, terwille van my broer se veiligheid.
ter wille van my broer se geestelike gesondheid. Mag die Here ons help dat ons Christus gelykvormig sal wees. En die vraag om Christus gelykvormig te wees, is om te soek, wat is dit wat God sal verheerlik in hierdie saak? Mag ons dit doen. Amen. Kom ons bid. Here, dit is 'n geweldige verwagting hierdie. Dit is 'n vereiste, ja, weet ons, Here, ons sien dit in die skrif. Maar ons is nie in staat in ons eie mag nie, en ons is dankbaar daarom, Here, dat die Heilige Gees hier in ons woon, en dat hy ons help in ons stryd om Christus gelykvormig te word. En so bid ek, Here, dat U vir ons sal help, dat ons eie sondige natuur, ons eie sondige wil, ons selfsugtigheid waarvan vers 1 gepraat het, dat ons dit sal laat staan, en dat ons sal soek dit wat werklik is tot die geestelike stigting van ons broer, en tot die geestelike stigting van mekaar, en dat ons in so 'n manier dan broederlike liefde teenoor mekaar sal betoon, omdat ons begeerte ook in dit is. In ons betoning van broederlike liefde is ons begeerte ook, dat God verheerlik sal word in dit. Help ons hiermee, Here, want dis nie iets wat in ons eie vermoë is, en dis verseker nie iets wat die wêreld om ons verkondig nie. Maar help ons, Here, om Christus te dien, eerder as die wêreld, en eerder as ons eie sondige natuur. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.